As dit kom by tieners, veral op kampe, is daar een goue reël wat niemand ooit mag vergeet nie. En dit is, don't subtract from the population and don't add to the population. Nou as jy nie verstaan het wat dit beteken nie, is okay. Nou dis 'n lekker grappie, maar ek wil vandag kom en die stelling maak en sê, die reël geld ook vir dit wat Jesus kom doen het 2000 jaar terug aan die kruis. Don't add to it, don't subtract from it. Dit is genoeg, en ons ken die Paasfees storie. Ons ken die storie van wat Jesus gekom het, en dat ons vandag op opstandingssondag hier kan wees, en kan weet dat Jesus leef, hy het opgestaan, hy het die dood oorwin. Amen. En, dankie. Ons dien 'n lewende God. En dit wat Jesus kom doen het aan die kruis vir my en jou, is perfek. Dit is genoeg. Jesus die een wat sonder sonde was. Ons het nou net gesing, He became sin who knew no sin, so we can become His righteousness. Dis presies wat Jesus vir ons gedoen het. Hy die sonde, hy wat nooit sonde gedoen het nie, het ons sonde op hom geneem, en dit saam met hom aan die kruis gesterf. Hy het ons straf namens ons gevat. En toe Jesus aan die kruis gehang het, toe het hy gesê in Johannes 19 vers 30 het hy gesê, dit is volbring. Die engel sê, it is finished. En die woord wat Jesus daar gebruik het is tetelestai, wat in die perfekte term, ons het nie so 'n perfekte term soos hierdie taal nie, maar basically wat dit sê is, dit is finished, it stands finished, it will always be finished. Perfekte tyd. So basically, as ons hierdie woord, hoe dit sou gebruik word, is as iemand 'n invoice betaal, sou die ou wat die geld ontvang het, sou hy 'n stamp gesit het, en daar sou gestaan het, paid in full. Volledig betaal. As 'n kunstenaar hierdie woord gebruik het, sou dit gewees het, net nadat hy sy handtekening op 'n meesterstuk gesit het, en dan sou hy gesê het, dis perfek. Dis niks moet nou nog verander nie, dit is perfek. En as 'n diensknegt gedoen het wat die meester van hom gevra het, en hy het alles gedoen, sou hy by die meester gekom het en gesê het, tetelestai, ek het alles gedoen wat jy my gevra het om te doen. Dit is klaar, dit is volbring, it is finished. En wat Jesus kom doen het, en wat hy eintlik gesê het hier vir ons, is dat hy het die volle prys betaal vir ons. Dat hy het die meesterstuk is klaargemaak. Hierdie reddingsplan van God het hy tot in die einde toe klaargemaak, en hy het die opdrag wat sy pa vir hom gegee het 100% uitgevoer. Tetelestai, dit is gedoen, niks hoef nog gedoen te word nie, dit is volbring. Dis wat Jesus kom sê het hier. En Jesus het die mag oor die dood oorwin, die houvas wat sonde oor ons en duisternis oor ons gehad het hy kom vernietig, hy het dit kom breek, en hy het ons nader getrek in verhouding in met God. Maar, vir een of ander rede, wil ons ook self 'n bydrae maak tot hierdie naweekse gebeure. Dis asof ons ook 'n deel van hierdie Paasnaweekse storie probeer of wil verdien. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy het nie 'n aandeel gehad in die storie nie. Jy is dalk die rede vir Paasfees, maar jy het nie 'n aandeel gehad in hierdie storie nie. Dit is namens jou gedoen. Maar Jesus se perfekte werk, die werk wat hy gedoen het vir ons, ja, dit is hy wat dit gedoen het. En ons trek die benefit daarvan. Ons kry die voordeel, ons trek voordeel uit hierdie storie uit. Alles wat Jesus kom doen het, ons vrygemaak. Ons het dit nie gedoen nie, hy het dit gedoen, maar ons trek voordeel daaruit. En Efesiërs 2 is vers 8 en 9 is so duidelik dat ons het nie 'n aandeel aan hierdie reddingsprentjie, hierdie reddingswerk nie. Ons het dit nie verdien nie. Daar staan, julle verlossing kom nie uit julle self nie. Dit was nie ons nie, maar dis 'n gawe van God. Dit is nie die gevolg van julle dade nie. Sy dade aan die kruis. Dis die prentjie. Dis sy goeie werke wat dit behaal het. Hy wat gered het, nie ons werke nie. Ons het nie 'n aandeel
aan die storie nie. Ons kan nie wat gebeur het probeer verdien nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dis hierdie prentjie waar Jesus hardloop die wedren en hy kom verby die wenstreep en nou staan hy as oorwinnaar daar en ewe skielik staan ons saam met hom as oorwinnaar aan die ander kant van die wenstreep, maar ons is nie moeg nie, ons het nie gehardloop nie, hy het namens ons gewen. En ons is saam met hom oorwinnaars, oordat hy gewen het. Nou, 'n simpel voorbeeld, ek weet die Blou Bulle sal dit nou nie verstaan nie, maar as jou span wen, dan sê jy mos nie, hulle het gewen nie, jy sê ons het gewen. Nee? Dis hoe dit werk en dis presies wat Jesus kom doen het, is hy het gewen en nou sê ons saam aan die wenstreep sê ons het gewen. Wat se aandeel het ons gehad? Niks. Voor die TV gelê? Ja. Maar ons is oorwinnaars, want ons is geassosieer en ingetrek saam met die prys wat Jesus betaal het, namens ons is ons vrygekoop. Dis die geskenk wat ons ontvang het. Ons het niks gedoen nie en ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons krag gee. Die opsomming in hierdie sin is dit wat Jesus gedoen het, is genoeg. Don't try to add to it. Aanvaar die genade, die liefde, die aanvaarding, die vrede, die vryheid wat oor jou uitgespoel is, vrylik vir jou gegee is. Maar dan wil ek ook vir jou sê, moenie subtract van dit wat Jesus kom doen het nie. Moenie dit kom minus nie. Moet dit nie minag nie. En ek weet, is nou nie julle nie, dis nou die ander mense wat nou nie vanoggend hier is nie, wat sal sê, o, nee, ons doen dit nooit nie. Maar ja, ons doen. Ons doen partykeer. Dit is tog ons wat ook dit sê, en dis jammer om dit te sê, maar dit gebeur soveel makliker en dis soveel meer algemeen om dit wat Jesus gedoen het te minag as wat ons dink. Dis baie subtiel hoe ons partykeer dit wat hy vir ons gedoen het, kom minag. En eenvoudig ons begin glo die leuns wat vir ons vertel is. Ons begin dink dat ons is nie goed genoeg nie, dat wie God my gemaak het om te wees, is nie goed genoeg nie, dat God my nie wil gebruik nie, dat ek het te veel foute, ek het te veel sonde, ek het al te veel keer droog gemaak, ek het al te veel keer die punt gemis, so die Here moet liewers iemand anders gebruik. Iemand beter, iemand meer gekwalifiseer, iemand mooier, iemand sterker, iemand wat mooier kan praat. Die Here moet hulle eerder gebruik, nie vir my nie, ek is nie goed genoeg nie. Ons kom en ons mis die identiteit wat God oor ons uitspreek as oorwinnaars. Ons devalue dit wat God sê oor ons. Ons devalue sy skepping, want ons is sy skepping, en deur te glo ons is nie goed genoeg nie, dink ek, kyk die Here partykeer vir ons en dink, wat? Is jy nie goed genoeg nie, dit was dan vir jou. Ons begin dink dat ons maar net 'n failure is, dat ons miskien nie regtig 'n toekoms het nie. Ons begin dink dat God nie naby ons wil wees nie, want ek maak dit nie. Ek het al weer droog gemaak en miskien het jy al weer 'n fout gemaak en jy voel, die Here het seker 'n fout gemaak toe hy my so gemaak het. Ons gaan daarom nie in die rigting van die Here het 'n fout gemaak toe hy my gemaak het, net dat hy my so gemaak het. Ons subtiel hoe ons redeneer oor die goed. En ons begin verskonings gebruik en sê dat ek sal eers bietjie werk aan myself en dan sal ek moeite doen met my verhouding met die Here. Ek sal eers, jy weet, myself regryk. Het jy al daai gesprekke met jouself gehad dat ek moet nou hierdie en ek moet nou dit en ek moet nou dat en dan as ek nou bietjie beter is, dan gaan die Here okay voel oor my. As jy sê ek sukkel met A, B en C so, dan obviously is ek nie goed genoeg nie. So ek moet eers A, B, C uitsorteer, want dan is die Here se genade genoeg vir my. Ons begin glo dat ons is alleen. En ek dink ons probeer subtiel sê ons vir onsself, ons is gediskwalifiseer van sy genade, van hierdie geskenk wat hy vir ons gee. Ons sê vir onsself, ons is nie goed genoeg, ons is gediskwalifiseer. Ons maak dit nie. En ons is hierdie fake humble, hierdie
skynheilige nederigheid en sê dat ek verdien nie dat God my vergewe nie. En ek wil vandag vir jou sê, jy is reg. Jy verdien nie dat die Here jou vergewe nie, maar hy het jou vergewe, klaar gedoen, daar is nie 'n spraak daaraan nie, amen? Dis klaar gedoen, die prys is betaal. Dis net hoe dit is. Ons het dit nie verdien nie, maar ons is skoon gewas, want Christus. God het ons gekies. En ons moet pas op om nie te minag, to subtract, tot dit wat Jesus kom doen het nie. Ons het nodig om te aanvaar wie God sê ons is, en die value te sien in dit wat hy sê. Die value te sien in dit wat hy gedoen het vir my en jou, en hoe dit ons value opstoot. Moenie val vir die leuns nie. En hoor wat sê 2 Korintiërs 11 vers 3 in die NASB vertaling, hy sê, is Paulus wat praat en hy sê, but I am afraid that as the serpent deceived Eve in his craftiness, slinksheid, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. Die eenvoud om Christus te volg. Die plus sê, ons kan nie die voordeel kry van die kruis sonder om 'n bydra te lewe nie. Moenie die bydra probeer lewer nie. Dit is nie, jy kan nie die plus bysit nie. Dis gedoen, dis klaar. Jou werke behaal niks as dit kom by jou salvation nie. Die minus, moet jy besef dat jy is ingesluit. Jy is ingesluit in die wonder van dit wat Jesus op Paasfees 2000 jaar terug gedoen het, en hy het jou gemaak soos wat hy jou gemaak het, en dit is genoeg. Moenie jouself of ander mense of die wêreld of wat ook al minag, subtract van dit wat Jesus kom doen het nie. Die werk is gedoen, dis genoeg, aanvaar dit. Die lam is klaar geoffer, die prys is klaar betaal, en ons is aan die ontvangkant van die genade. In opsomming die groter prentjie, dit wat God gedoen het, wil ek vir jou 'n gedeelte lees in Kolossense 1, en dis in die Message vertaling, maar hoor net mooi hoe die Here kom, en hy kom skets vir jou die prentjie van dit wat alles gebeur het. Ons begin by vers 13, in die Message vertaling, hy sê, God rescued us from dead-end alleys and dark dungeons. Dis waar ons was. He set us up in the kingdom of the Son he loves so much, the Son who got us out of the pit we were in, got rid of the sins we were doomed to keep repeating. Vers 15 sê, we look at the Son and see the God who cannot be seen. Soos nou Jesus kyk, sien ons God. We look at the Son and see God's original purpose in everything created. Dis waar ons doel kry. For everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, rank after rank after rank of angels, everything God started in Him and finds its purpose in Him. He was there before any of it came into existence and holds it all together right up to this moment. And when it comes to the church, He organizes and holds it together like a head does a body. Vers 21 sê, at one time, en dis ons storie, hy sê, at one time, you all had your backs turned to God, thinking rebellious thoughts of Him, giving Him trouble every chance you got. But now, by giving Himself completely at the cross, actually dying for you, Christ brought you over to God's side and put your lives together, whole and holy in His presence. En nou hoor wat sê hy verder, hy sê, you don't walk away from a gift like that. You stay grounded and steady in that bond of trust, constantly tuned into the message, careful not to be distracted or diverted. En dan sê hy, there is no other message, just this one. Christus, gesterf vir ons, opgestaan, die opgestaande Jesus.
Ons was in darkness. Ons was in die duisternis. Maar Jesus het hulle noem dit 'n divine exchange. Hier kom ons en ons bied niks. En hier kom Jesus en hy bied alles. En hy sê ek gee alles vir jou. Dis die Jesus wat ons dien, want hy het ons uit hierdie darkness uit in die lig ingebring. Dit is so maklik om distracted en diverted te wees. En hierdie opgestaande Jesus in Johannes 21 praat met sy disippels en hulle is mos maar net soos die disippels altyd besig om bietjie te stry en altyd besig om te vergelyk en distracted en so te wees. En Jesus het hierdie supermooi gesprek met Petrus oor hoe hy eendag gaan doodgaan en dit is net nadat Jesus vir hom 3 keer gevra het jy my lief? Omdat Petrus hom 3 keer verloon het en dis hierdie mooi herstel, diep oomblik. En hy gee vir hom 'n klou oor hoe hy eendag deur sy dood ook Jesus gaan verheerlik. En dan die oomblik is nog diep. Die klaviertjie speel nog, dis nog 'n mooi oomblik. Dan kom Johannes seker verby geloop en Petrus is distracted. En dan sê hy met Johannes in die oog, vers 21, Johannes 21 gesê, toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, wat van hom, Here? Kon nou weet, hoe gaan hy ook doodgaan? Soos, die Here het nou net vir hom gesê, Petrus, het jy my lief? Ja, Here. Petrus, het jy my regtig lief? Ja, Here. Dit is hierdie, jy gaan my verheerlik tot en met jou dood toe, eendag. Maar wat van hom, Here? Hoe gaan hy doodgaan? Hoor wat sê Jesus in vers 22, hy sê, Jesus reageer daarop, as ek wil hê hy moet bly leef, totdat ek terugkeer, wat het dit met jou te doen? Wat maak ander mense se journey saak? Hoekom worry jy oor ander mense en wat ek van hulle verwag? Hy sê eintlik, hou op rondkyk en sien ek is besig met jou. Ek sien jou raak. En dan hoor Jesus se volgende woorde. Hy sê, volg jy my. Volg jy my. Jy, hou op rondkyk. Hou op worry oor die ander mense. Volg jy my. En soos Jesus se ma se woorde in Johannes 2 vers 5, toe sy vir die diensknegte sê wat om te doen, toe sê sy vir hulle, net wat hy vir julle sê, doen dit. Volg jy my. Dis wat Jesus kom sê. Net jy en Jesus. Nie nou worry oor die ander en hoe hulle gaan doodgaan en wat die Here van hulle verwag nie. Net jy volg my. En as hierdie oomblik wat ek beleef het toe ek voorberei het waar die Here vir my sê, hou op fokus op al die ander dinge. Hou op fokus op hoe goed dit gaan met ander mense en hoekom is hierdie een so ryk en hoekom kan daai ene dit en hoekom die en hoekom gaan dit dalk miskien so goed met my en daai ene kry so swaar en ons nee, stop nou net. Ek beleef hoe die Here toe vir my net kom sê, Sander, volg jy my. Doen jy wat ek sê. Hou op worry oor die res. Jy volg my. En as die Here jou dan vra om te gaan deel, as die Here jou dan vra om 'n kar te saai of wat ook al, dan doen jy dit. Want die Here het met jou gepraat. Moenie verwag dat ander mense moet doen wat die Here vir jou gesê het om te doen nie. Jy volg my. Wees jy net gehoorsaam aan dit wat die Here sê. En die punt wat ek wil maak, is alles wat Jesus vir my en jou kom doen het. Don't add to it. Moet dit nie probeer verdien nie, jy kan nie. Don't subtract from it. Aanvaar dat dit wat hy kom doen het, was genoeg vir jou. Dit is volbring. Dit is klaar. Hy het opgestaan, die prys is betaal.
En wat hy vandag vir ons vra is net, volg my.